remember what the Lord has done, I'll never go back anymore. Oh, when I remember what the Lord has done, I'll never go back anymore. Oh yes, no, 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 I'll never go back anymore. Yes, no, 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 no,
Ja, laat het waai oor my. Laat die gees van God nou waai oor my. Ja, laat het waai oor my. Laat het waai oor my. Ja, laat die gees van God nou waai oor my. Laat het waai oor my. Laat het waai oor my. Laat die gees van God nou waai oor my. Laat het waai oor my. Laat het waai oor my. Laat die gees van God nou waai oor my. Maar laat het waai oor my. Laat het waai oor my. O, laat die gees van God nou waai oor my. O, laat het waai oor my. Laat het waai oor my. Laat die gees van God nou waai oor my. Ja, laat het waai oor my. O, laat het waai oor my. O, laat die gees van God nou waai oor my. Ja, laat het waai oor my. Laat het waai oor my. O, laat die gees van God nou waai oor my. Come, Holy Spirit, we need thee. Come, sweet Spirit, we pray. Come in thy strength and thy power. Oh, yes, come in thy own gentle way. Oh, yes, come, Holy Spirit, we need thee. Come, sweet Spirit, we pray. Come in thy strength and thy power.
Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat u wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Baie dankie, Here Jesus, dat ons deur u tot die Vader kan gaan, en ons dank u, dat die Vader die Heilige Gees aan u gegee het, sodat u die doper met die Heilige Gees kan wees. En u het ook gesê dat nie lang na hierdie dae nie sal ek julle doop met die Heilige Gees. En Here, dit het gebeur, dat u op Pinksterdag gedoop het met die Heilige Gees. Dankie vir die uitstorting van die Heilige Gees, met vuur en krag en heerlikheid, Here, want dit is vir elke mens wat gelowig geword het, deur die bloed gekom is, wat gered is, wat waarlik die Here aangeneem het, en die Here begin dien het, gedoop is in water. Ja, Here, die Heilige Gees is vir elkeen van hulle. En ons wil bid in hierdie aand, Here, dat u waarlik in hierdie tye, en almal wat al reeds gered is, gedoop is met water, wat wag op die Heilige Gees, dat die Here sal doop met die Heilige Gees, soos op Pinksterdag, Here, want dis die enigste manier waarop u werk, is soos op Pinksterdag, sover die Heilige Gees aangaan. En dis vir elke ene wat gelowig geword het. Baie, baie dankie, dat ons so by mekaar kan wees, Here, ons soek nie na die Heilige Gees nie, ons het die Heilige Gees, maar Here, dit wat ons het en ontvang het, dit moet weer oplewe tot sy volle werkinge in elkeen van ons lewens. Ja, Here Jesus, die Heilige Gees krag en vuur kan nooit tot niet gaan nie. Maar Here, ons as mens kan deur ons eie denke in ons hart, se begeertes ensovoorts die Heilige Gees demp in ons lewens. Maar ons vra dat daar 'n deurbraak sal wees in elke ene wat daar reeds gedoop met die Heilige Gees. Laat hulle weer dit sal beleef wat die Here vir hulle gegee het die dag toe hulle gedoop is met die Heilige Gees. U is so wonderlik, Here, want u doen het en ons het dit in ons lewens gesien, hoe dat die Here die Heilige Gees laat deurbreek en hulle wat daar reeds gedoop is met die Heilige Gees. Dankie ook dat ons kan saam bid vir hulle wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie, Here, omdat ons weet, is baie se begeerte en verlange dat die Here dit sal doen. Daarom kan ons met vrymoedigheid vra, Here, doen vir hulle die werk, waar hulle ook al is, of hulle alleen is, of in 'n kerk is, maak nie saak nie. Here, u doop met die Heilige Gees op enige plek, al is ek alleen, want dis wat die Here doen. En ons bid vir hierdie mense dat u waarlik dit in hulle lewe sal vervul deur hulle te doop met die Heilige Gees. So gee ons aan u al die lof en die eer, en ons dank u ook weer vir u woord, wat die hoogste gesag is, en die Here laat ons ore sal hê wat kan hoor, en bestryk elke oor met die bloed, sodat hulle net die waarheid van die woord van die Here sal kan inneem, en met sagmoedigheid die ingeplante woord van God sal ontvang, wat in staat is om hulle siele te red. Here, laat hulle nie hulle luister na enige lering nie, behalwe dat die Heilige Gees hulle sal leer en lei in die hele waarheid. Want net die Heilige Gees is in staat om ons die hele waarheid te leer. Baie, baie dankie daarvoor. Seën ons nou so saam in Jesus naam en ons prys u. Amen en amen. Prys die Here. Ons is dankbaar om so saam te wees, en ons groet julle almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ek is pastoor Flippie Gerber, en my telefoonnommer is 082-874-1705. Halleluja, prys die Here, en ons is dankbaar dat ons besig is met die Heilige Gees, en een ding is verseker, dit wat die Here Jesus gesê het in Jesaja 61 vers 1, ek wil dit net lees, ek het dit laas keer ook genoem. Hy sê die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het. Wanneer die Gees van die Here oor jou kom, dit mens wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees. Nee. Maar dit gebeur omdat die Here jou gesalf het. Maar in hierdie geval is dit, die Vader het sy Seun gesalf. En ons het Jesus Christus wat gesalf is. Ons het van daai salwing ontvang. Ons is nie gesalf nie, maar ons het die salwing. Want die Here het geweet,
Hy kan nie meer soos in die Ou Testament konings salf en priesters salf en hoëpriesters salf en mense salf, né? En hy het baie gesalf in die Ou Testament. En baie van hulle het op die einde van die dag, wil ek amper sê, hulle salwing verraai, of die gesalfheid verraai, en hulle het begin om ander gode te dien, en hulle het begin om verkeerde dinge te doen, ensovoorts. En in die Nuwe Testament is daar net een wat gesalf is, en dis die Here Jesus Christus, maar deur hom het ons die salwing ontvang. Halleluja. So, wat ek laas keer ook gesê het, dat daar is geen prediker op hierdie aarde vandag, geen op apostel is, wat ook al is, wat kan sê hy is 'n gesalfde. Net Christus is die gesalfde, want sy salwing kan nie verander nie. Hierdie gesalfdheid van Christus kan nie verander nie, en dis sy salwing wat ons kry, en hierdie salwing kan ook nie verander nie. Dis al wat kan gebeur, dat ons kan die salwing verloor in ons lewens. Want om gesalf te wees behoort aan Christus, so die salwing kan altyd van ons al weggaan, as ons nie lewe soos die woord van die Here vir ons sê nie. En baie kinders van die Here, ek weet omdat hulle geglo het, die Here het een gesalf, en die pastoor daarvoor, as hy sê, ek voel die salwing, dan is die salwing daar, maar die gemeente voel niks. Dis juist die gemeente wat die salwing, nie die pastoor. Hy is geroep vir die bediening, en hy het presies dieselfde salwing as wat ons het, elkeen van ons, wat in die gemeente is. Die Here het nie onderskeid gemaak, sover die salwing aangaan. Almal is gelyk. Halleluja. En dit sê die woord van die Here vir ons baie duidelik in 1 Johannes, die 2de hoofstuk, hy sê dit 2 verse, hy sê, ons het die salwing van die Heilige, dit meen Jesus Christus. Ons het die salwing van hom. Hy is gesalf, maar ons het die salwing. En dit is vir my baie mooi, en wat vir my interessant is, Christus is die hoof van die gemeente, hy is gesalf, ons is die liggaam, en daardie salfolie loop af op die hele liggaam, en nou het ons as gemeente die salwing. Hy is gesalf sodat ons die salwing kan hê. En die salwing is vir elke ene wat gered is en in Christus is. Dis nie net vir 'n paar mense nie. Want die kom in 'n kerk in, val die Pinksterkerk in, en dan sê die pastoor, daar's 'n salwing, en die res van die mense wat daar sit, voel niks nie. En niks gebeur op nie. Die salwing werk nie apart van die volgende kind van die Here nie. Wanneer die salwing daar is, dan behoort hy oor almal te wees, want dit is wat die woord sê, soos wat dit moet wees. En natuurlik, een van die grootste gevare, die woord van die Here sê, Dawid is gesalf deur die Here, en hy is later vir oor Israel, en hy is later weer gesalf deur die manne van Juda, om koning van Juda te wees. Ons weet dat die twee het geskei van mekaar, die 10 stamme en die 2 stamme, en Dawid was deel van die 2 stamme, en daarom het hulle hom sommer gesalf ook as koning van Juda, maar die Here het hom gesalf oor die hele Israel. En wat interessant is, in die 40 jaar wat Dawid koning was, het Israel en Juda eenheid gebly. Onder daai wat Dawid gesalf is, het hulle een gebly. En toe Salomo na vore kom, en Jerobeam, en daardie konings, ek meen toe skeer die Israel uit mekaar het, en die kry die 10 stamme en die 2 stamme. Maar Dawid is gesalf vir die 10 stamme, en ook vir die 2 stamme. Maar ons sien dat die salwing het later oorgegaan, dat 'n koning word gesalf vir die 10 stamme, en 'n koning word gesalf vir die 2 stamme. Nou was nie weer 'n koning oor die hele Israel gewees nie. Net een was daar, en dis Dawid. Maar wat hier interessant is, Dawid het oorlog, hoe het hulle gesing? Koordansers, met die musiek. Saul het 1000 man verslaan, maar Dawid het 10.000 man verslaan. En ons weet dat die koning het jaloers, Saul het jaloers geword op Dawid. Nou wat het hier gebeur? Nou, is baie interessant, dat
Dawid het oorlog gemaak maar toe die Here Dawid salf, toe het die konings teen wie hy oorlog gemaak het, opgetrek om Dawid uit te wys. Want hy is nou gesalf as koning, so hy moet uit die pad uit, want hulle weet wat sy gevaar is. En almal wat opgetrek het, Dawid het hulle almal verslaan. Waarom? Want hy is gesalf. En ek wil net dit sê, wanneer jy die salwing van Jesus het, word jy 'n vyand van baie. Hulle is afgunstig op jou, hulle haat jou, hulle wil niks met jou te doen nie, en hulle probeer jou die hele tyd afbreek. Want die vyand weet, as die salwing op jou is jy vir hom 'n groot gevaar. En dit is waarom die salwing nie meer in die gemeente teenwoordig is, in die kerkwêreld nie. Want die duiwel het gesorg dat dit uit die weg gerem word. Want as hy, die salwing wat nou die hekke moet breek, is nie meer daar nie, so die hekke bly. En dit raak net al meer, en die laster raak al meer, en die onreg maar raak al meer, en alles raak al meer, want die salwing is nie meer daar in die kerk. Val in die Pinksterkerk. Maar vandag, as hulle getuig van hoe die Here hulle finansiëel seën, dan sê die een, ja, ek voel die hare rys, dit weet hy sê eintlik, ek voel die salwing, omdat die Here daai een geseën het, finansiëel. Die salwing is nie daarvoor. Die salwing is daar om absoluut die hekke te breek. Die Here seën hierdie een volgens hulle, en almal is bly daaroor, maar wat nou verder gebeur is dit. Die arm een in die gemeente, hy, oor hom word gekyk, hulle steur hom nie as die arm een. Die arm een kan opstaan en getuig wat die Here vir hom gedoen het, en almal sal net sê, amen. Maar as dit met die redbroer of die pastoor gebeur het, dan is dit so wonderlik. Hierdie is 'n man van God, en hierdie is dit, en kyk die Here hom geseën. Die salwing het nie onderskeid tussen mense. Dieselfde salwing wat op Petrus hulle was, Paulus hulle was, wat op die gemeentes was, wat Paulus op die been gebring het, is dieselfde salwing wat vandag nog daar is. Maar ons probleem is, ons soek gesalfdes vandag, wat ons nie kan kry nie, want daar bestaan nie gesalfdes. Die een lid het nie meer eer as die ander lid nie, dit sê die woord vir ons baie duidelik. So ons het almal dieselfde salwing in die gemeente. Halleluja. Maar weer sê, en dit is dat, dit het laasweek ook gesê, dat ons kan alleen die salwing kry, as ons deur die bloed van Jesus gered en verlos is. Ek wil net vandag vir jou sê, Christus wat die gesalfde is. Beskryf dit, die Here het my gees van die om wat te doen. Gees van die Here is op my, opdat hy my gesalf het, om my gebrokenis van hart te verbind, die vrylating van gevangenes, geboeides, dat hulle losgelaat word, ensovoorts, ensovoorts. Dis waarvoor hy gesalf is. Nou, wanneer ons die salwing het, dan behoort dieselfde goed te gebeur. Maar ons probleem vandag is, die salwing is nie daar nie, as gevolg van wat? Omdat die bloed, wat kragtig is, wat alle werke van die vyand kan verbreek. Die mense kom nie meer deur die bloed, so hulle kan nie die salwing nie. En dit is baie belangrik om dit te doen. Halleluja. En die woord van die Here gaan verder, ek wil net hierdie paar verse vir u lees. Ons weet dat die Here Jesus het self gesê, dryf duiwels uit, en baie siekes olie gesalf, en hulle het gesond geword. En wat interessant is, Maria het die Here Jesus gesalf. En wat vir my wonderlik is, in dit wat sy gedoen het, ek weet die mense wat geld gesoek het, sy salf die Here,
die mense wat geld gesoek het, sê, dis 'n vermorsing van geld. Omdat sy die Here gesalf het. Want hulle het die geld in die olie gesien. Hulle het nie die salwing raak gesien. En dis waar ons probleem is. Ek weet vandag verkondig hulle en sê, ja, jy moet alles salf. Nee, jy moet alles salf. Jy moet jou hond salf, jou kat salf, jy moet jou deure salf, jy moet jou hoeke van jou erf salf, jy moet alles salf. En die salwing is nie vir dit nie. Halleluja. Die salwing is spesifiek vir die kinders van die Here wat weer gebore is. Die woord van die Here sê hierdie mooi woorde, en ek gaan dit in Johannes 12 vers 3 lees. En Maria het 'n pond egte baie kosbare nardussalf geneem en die voete van die Here gesalf en sy voete afgedroog met haar hare. En hierdie is vir my wonderlik, want dit beleef jy in geen kerk vandag nie. Ons het dit vroeër jare in Pinkster beleef. Ons het dit belewe by jeugkampe. Ons het dit by jeugdienste, saamtrekke ensovoorts. Het ons dit beleef toe ek nog 'n kind in die skool was. En dit het net eenmaal gebeur nie, dit het 'n paar maal gebeur. Ja. En die woord van die Here, sê die woord van die Here, sê daar vir die Here Jesus gesalf. Hy sê, en die huis is vervul met die reuk van die salf. Wanneer die salwing oor 'n gehoor is, dan kry jy die reuk van die salf. Dis skoon, dis heerlik, nee, want hierdie reuk van die salf, nee, is van lewe tot lewe. Dit bring lewe. Vandag as jy in die kerk in stap, wat ruik jy? Hulle maak nou curry rys, bakvetkoeke, lekker koffie, en dis tee. Ek weet, dis al reuke wat daar is. Wat het geword van die reuk van die salfolie, wat die salwing in ons lewens is. Halleluja. En in Handelinge sê die woord iets baie mooi, en ek wil dit graag saam lees. Handelinge, ek dink dis die 4de hoofstuk, hierso van die 27ste vers, en kom ons kyk net wat sê die woord hierso. En waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met die heidene en die volke van Israel vergader teen u heilige kind wat u gesalf het. Teen die heilige kind wat u gesalf het, om alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal het om plaas te vind. En nou Here, let op hulle dreigemente en gee aan u diensknegte om met vrymoedigheid u woord te spreek. Baie interessant. Hulle bid hierdie dinge, nou die kind wat u gesalf het, u kind wat u gesalf het, u heilige kind. Hulle spreek hierdie woorde en die Bybel sê, en toe hulle hierdie woorde klaar gespreek het, is hulle almal vervul met die Heilige Gees en die woord van die Here met vrymoedigheid. Hier is die groot ding. Ons bid vir die Heilige Gees. Ons bid dat ons hierdie evangelie met vrymoedigheid kan verkondig. En ons bid, en aan die ander kant bid ons vir herlewing. Hierdie mense het nie vir herlewing gebid nie. Hulle het nie vir uitstorting van die Heilige Gees gebid nie. Hulle het gepraat van Jesus Christus, die kind wat gesalf is. En daardie salwing, of die gesalfdheid wat Christus is, dis dit wat die juke verbreek. Daardeur vind daar wonderwerke en tekens en kragtige dade plaas. En nou kom ons hierso in 1 Johannes, en ek dink die kinders van die Here moet dit baie duidelik verstaan, want dit is baie belangrik. Hy sê in 1 Johannes, die 2de hoofstuk, en die 20ste vers, Johannes sê dit, vir ons as die gemeentes, en julle het die salwing van die Heilige, en weet alles. Waarom die salwing van die Heilige?
Want hoe hierdie mense bid in Handelinge, toe sê hulle, teen u heilige kind Jesus wat u gesalf het. Ons weet hulle het teen Christus uitgegaan omdat God hom gesalf het. En nou, omdat God hierdie heilige kind van hom gesalf het, nou sê hy so, en julle het die salwing van die heilige en weet alles. Van waar die heilige? Die heilige kind Jesus. Ons het die salwing omdat hy gesalf is. En dan sê hy in die volgende vers, die 27ste vers, en die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. Baie interessant. Die salwing, jy sê mense, ek voel die salwing is op my. Volgens die woord is die salwing in ons. So as die salwing nie meer daar is nie, waar lê die fout? Nie by die volgende een nie, lê by my. Want die salwing wat in my is, het ek verwaarloos. En ek wou maar sê, nou kom daar 'n prediker en hy is vol vuur en krag, en hy preek en jy voel op en niks nie. Waarom? Want die salwing het stil geword in jou lewe. Maar nou sê hy verder, en hy sê die mooi woorde. En julle het nie nodig dat iemand julle moet leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is julle ook, so is dit ook waar en geen leuen nie. En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Dit meen die salwing leer ons. Wat? Die salwing leer ons oor die gawes. Dit meen wanneer die salwing oor ons is, dan leer hy ons aangaande die salwing, aangaande die gawes, en dan begin die gawes werk. So dit meen dit en as die gawes van die Heilige Gees nie werk nie, dan is die salwing nie daar. So, ons kan sê, ja, maar daai kerk is dood en wat alles, maar hoe lyk ons self? Hoe lyk die salwing wat ons het? Ons in hom het, salwing van die Heilige. En dit is vir my so wonderlik, dat wanneer die salwing, hierdie salfolie op ons afloop, dan loop het in ons is. In ons in. En dit maak van ons, dat ons die salwing het. Halleluja, as jy nou na die Ou Testament toe gaan, dan sien jy, hy praat ook van die salwing. Hy sê, en is die salwing wat die heuke breek. En mag die Here gee dat hierdie salwing, en weer sê, die salwing kan alleen in my kom, wanneer ek gedoop word met die Heilige Gees. Nou kan ek sê, ek het die salwing van die Heilige Gees. Nee, jy het die salwing van die Heilige. Jy het die salwing van wat jy van Jesus Christus ontvang het, omdat hy gesalf is. En die Heilige Gees werk saam met die salwing wat jy van Jesus Christus ontvang het. Dis hoe dit werk. Maar as jy nie die Heilige Gees het nie, kan die salwing ook nie werk nie. Ek wil dit so uitdruk, as jy nie die Heilige Gees het nie, kan jy ook nie die salwing hê. Ja, maar dis waarom hy sê, die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het. Dit meen die salwing bring die Heilige Gees, en waar die salwing is, daar werk die Heilige Gees. En hy sê hierdie mooi woorde verder, in die woord van die Here, en dit sê hy 2 Korintiërs, ek wil dit graag net vir u lees, halleluja. Hy sê dit in 2 Korintiërs, ek het dit hier neergeskrywe, 2 Korintiërs 1 vers 21, maar hy, wat ons saam met julle bevestig in Christus, en ons gesalf het, is God. Ons is in Christus bevestig, deur wat? Deur die doping van die Heilige Gees. En omdat ons nou in Christus is, en die Vader het hom gesalf, is ons outomaties gesalf, maar Christus is die gesalfde, en ons het die salwing. So dit alles gaan oor gesalf. Maar dit is hoe dit werk, dat die liggaam van Christus, die salwing, hierdie salfolie, loop oor die hele liggaam van Christus. Dis hoe dit hoort in die woord van die Here. Hy sê hierdie mooi woorde, in Hebreërs 1 vers 9,
U het geregtigheid lief gehad en ongeregtigheid gehaat. Daarom het o God, u God gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. En hier is ons grootste probleem. Onreg en ongeregtigheid veroorsaak dat baie kinders van die Here nie meer die salwing het. Kom ons sê, hy het die salwing, want hy is gedoop in die Heilige Gees. Ja, dat die salwing nie meer werksaam in sy lewe is. Daar's net twee dinge wat dit kan verhinder. En dit is onreg en ongeregtigheid. En hier sê hy dit baie, daarom het o God, u God gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. Waarom? Want u het reg en geregtigheid liefgehad. En toe salf die Vader u. En dit is presies wat die Here vir ons wil sê. Mense praat van sonde, maar as daar 'n tyd is waar daar ongeregtigheid en onreg is in die kerke, dan is dit vandag so. Want dit lyk vir my in die kerke word daar meer onreg gepleeg teenoor mekaar en teen pastore, en pastore teen gemeentes en ongeregtigheid word uitgeoefen teenoor mekaar ensovoorts. En dan wil ons nog die salwing ook hê. Dit gaan nie werk nie. Maar die salwing werk nie saam met dit nie. Die dag toe die Here jou gedoop het met die Heilige Gees en my gedoop het met die Heilige Gees, het ons geen onreg gehad nie. Ons het geen ongeregtigheid gehad nie. Maar soos die tyd aanbeweeg het, het ons onreg toegelaat en ons het ongeregtigheid toegelaat. En wat het verdwyn? Die salwing. So kom laat ons kyk na ons self. Heel eers, ons moet die salwing hê. Daar's nie een wat uitgesluit is. Vind uit of daar onreg en ongeregtigheid is. Maak dit reg, sodat die salwing weer sy regmatige plek in jou lewe kan kry. Sodat wanneer jy in die gemeente is of in 'n diens is, dat die salwing kan werk, soos wat die woord dit wil hê, dit moet werk. Halleluja. Want hy is gesalf en ons het die salwing. En die salwing is die grootste gevaar vir al die werke van die vyand. Halleluja. Praat nie nou van die bloed, maar praat nou net van die salwing. Want die salwing kan elke juk breek. Dis die woord van die Here. Vader, ons wil baie, baie dankie sê, dat ons dan in hierdie oomblikke aan u die lof en die eer kan bring. Dat u het die seun gesalf, sodat ons die salwing kan. En omdat u seun gesalf is, het hy al die werke gedoen. En hy het ons die salwing gegee. Soos wat hy gesê, die werke wat ek doen, sal julle doen en nog groter dinge. Here, die salwing wat ons het van u, sal groter werke doen as wat u wat gesalf is, kan doen. Dit het u self gesê. En daarom roep ons na die Here. Here, ons soek nie 'n deel van die Heilige Gees. Ons soek die uitstorting van die Heilige Gees soos op Pinksterdag. Maar Here, toe was die salwing in sy volheid in elke een uitgestort. En ons sien hoe dat die disippels 120 in die oppersaal uitbeweeg en die Here genees, gered, gedoop met die Heilige Gees, waar hulle gegaan het, en hulle was vol van die krag van God. Want die werke wat u gedoen het, ons sal groter werke doen. En Here, ons weet dat ons het gefaal, nie die salwing. En ons wil vra, Here, wees ons genadig, dat dit wat u aan ons gegee het, dat dit weer in volheid herstel sal word. Sodat ons kan doen soos wat u gedoen het. En nog meer. Ons eer
O Here, want ons het in ons lewe ontdek, waar die salwing ingekom het die plek waarin ons was, soos heilige grond gevoel. En o Here, die salwing het nie net heuke gebreek nie, maar die volk is geheilig daardeur. Baie, baie dankie, dat ons weet, dat U wil hê dat dit so moet wees, dat die salwing in elkeen van ons moet wees en ten volle sal opereer. Vir hulle wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees, Here, laat hulle gevul sal word met die Heilige Gees, en dat die salwing in hulle sal bly. Ons wil U eer, Here, dat ons weet, U gee nie 'n deel nie. U gee die volheid van elke saak, sodat ons volkome toegerus kan wees vir elke goeie werk. Ons sê baie dankie en ons eer U vir alles wat U vir ons gedoen het. In Jesus se naam. Halleluja. Prys die Here. Halleluja. Glory. Glory to God. Halleluja. Prys die Here. Spirit of the Lord is now upon me to heal the broken heart and set the captive free, to open prison doors and make the blind to see. The Spirit of the Lord is now on me. The Spirit of the Lord is now upon me to heal the broken heart and set the captive free, to open prison doors and make the blind to see. The Spirit of the Lord is now on me. The Spirit of the Lord is now upon me to heal the broken heart and set the captive free, to open prison doors and make the blind to see. The Spirit of the Lord, oh yes, is now on me. Yes, halleluja. Dank U, Here Jesus. Dank U vir die Heilige Gees. Dank U vir die salwing. Ons eer U. Baie, baie dankie daarvoor. In U wonderlike naam. Halleluja. Prys die Here. Ons wil vir elkeen baie dankie sê op elke Sondag aand. So saam met ons is rondom die woord oor die Heilige Gees. Dank die Here dat dit wat ons hoor is vir elke een wat na die Here toe kom. En die Here seën u almal
tot verheerliking van sy groot naam, en ons weet hy doen dit, en ons vra al hierdie dinge in Jesus naam. Amen en amen.